Hartelijke goeiemiddag aan al ons kijkers. Welkom hier in Montetjie, waar ons rechtstreeks uitsaai. Blou Seep live. Hier in die prachtige Montetjie, met die prachtige berglandskap hier rondom ons, die lange berge. Ons saai vandag uit waar Montetjie Klub thuis speel teen Robertson Town, die besoekende span. Montetjie, nie net bekend vir sy lekker warm waterbronne nie, maar was ook 2022 die Kwela-dorp van die jaar. En vandag gaan ons skouspelagtige rugby sien hier in Montetjie op die King Edwards Stadion, waar Montetjie Klub vandag thuis speel teen Robertson Town hier. En ons sien uit na lekker grote, vuurwarm rugby. Groot name om dop te hou vandag hier, beide spanne. En ons is seker met die weersomstandighede wat so lekker is hier in Montetjie. Sonnetjie skyn lekker, die braaivuure is aan en die skare sit lekker ingepak. Robertson met sy 1.2 plus skare, miljoen skare vandag, maar die tuiskare wat opgedaag het. En ons is vandag in vir 'n lekker groote Montetjie Klub teen Robertson Town. Spanne wat binnekort hulle verskyning op die veld gaan maak. Praat op die radio, de radio. Ja. Musiek wat lekker speel hier langs die veld. En ons sien uit vandag vir 'n lekker wedstryd hier op King Edwards Stadion in Montetjie. Met die tweede spanne wat lekker rugby opgedis het vir die skare hier. En ja, dit behoort 'n grootte te wees. Montetjie Klub wat natuurlik die eerste ronde liga wedstryd gewen het in Robertson. Wat natuurlik vandag dit hier wil 2 uit 2 maak voor die tuiskare in Robertson, wat dalk op wraak uit is vandag om hier vir Montetjie op sy tuisveld vandag les op te sê, maar tyd sal leer vandag in hierdie wedstryd. Ja. Cuma dulu radio an. Ya, ada kemana? Lagi mana? Manne wat hulle verskyning op die veld maak. Jumaini en Arendse, die kaptein van Robertson wat sy span daar uitlei. En hier kom Robertson Town uitgedraf. Die besoekende span vandag hier op King Edwards Stadion. Teen 'n begeestigde Montetjie Klub vandag hier tuis. Ons lees Robertson Town se span dan vandag, die nommer 15, Clive Hudsenberg, die 14, Leighton Davids, 13, Ethan Setera, met die 12, Mikain Fick, Neven Padagi, die nommer 11, nommer 10, Colin Willemse, met Isaiah Davids, wat die 9 trui dra vandag. En dan die nommer 8, Dylan Bekes, hy word genoem Trokkie daar onder die Robertson skare, met Monolito Koopman, daar van Tygerberg, Rugby Klub se wêreld af. Dan die nommer 6, Jordan Williams, met die kaptein, nommer 5, Jumaini en Arendse, en Kurtley Tim,
Nummer 4, Eugene Arendolf die nummer 3 met Obdura Oufgali die nummer 2. En dan op die nummer 1 Jasri Karim met die reserves nummer 16 Clinton Fischer, 17 Alex Seconds, 18 Sifukele Bakweni, eindelijk bekend daar als Bomba. Die nummer 19 Melvin Geduld, die 20 Reginald Afrika met die 21 JB Philander, die 22 Daniel Pariagi en dan die nummer 23 Lindsay Grimpot Eksteen. Ek gee dadelijk oor aan my mede-commentator om Montetjie Klip se span vir ons voor te hou. Ja, kijk, het is gewoon niet voor die span van Montetjie. Span wat ook die eerste ronde wedstrijd aan en op het beginnen die kampioenen van Holland. Nummer 15 is Cliff Malgas, 14 André Rondo, zoals ook in is Antis, 13 is Marco Moses, 12 is Charlton Scholes, 16 Captain Jalvers, Colin Blijkies, en nummer 10 is Arnold Njel, Scrumschakel, Samuel Herder, die voorspelers als volgt Brendan Bekers nummer 8, Islen Botman die nummer 7, Steven Jansen, een man dat ook zijn terugkeer weer maakt, die nummer 6 bij Judy Blauwtrein, dan die nummer 5 Enrico Julius, een man dat ook nou vroeger jaren drijf maakte daar bij Florians, hier terug in het blauwkamp, dan was daar voor Duke John, Schakel, kapitein, dan was op Paarste Bonnie, David Sas, groot Paarste Sas, en dan ook laat verandering wat gekomen door de kapitein, Jalzano Kana wat trek weens een blauwkaart wat hij gekregen 3 weken geleden. Die Bluebirds wedstrijd is opgenomen of wordt vervangen door Sidwell de Koker. Dan is het Kelver Lekei. Als je kan zien is 3 stukken van de Montetjie tot hierdie wedstrijd kan beginnen. Die reserves is Taylor Snijders, Virgil, Keer, ons noemt voor Poeks. En dan die 7 dagen van die legendarische Service Freedom, hij is ook Service Freedom. Dan is het Pieter Pokwas, Roman Philander, Jaden van Tura, Friedman Philander en Zaidi Williams. Dat is die mannen van die loterij. Zoals hij zegt, Jala Gonjako, now is the time. Ja, dat is die mannen waar bezig met de uitkenningsparade wat we willen doen. Schijnt daar met zijn assistenten kijken of alles daar in orde is. Was het ook vandaag hier versoepering. Ze bestuurder Mr. Paul en een van die medebestuurders, Emil Martinez hier. Die mannen van Sobright is hier bij ons om zo lekker een van die borgen voor de dag. Ons gaan hier lekker rugby. Ons het ook die 60-60 hier van Sobright voor ons. Een verrassing. Op die middelveld gaan kom afgeven, maar kom ons kijken. Laat brengen hulle tot op die middelveld. Geen oor daar naar Emmen toe. Ja, ek dink daar die Sobright 66, Steve, wat miskien die 5 punte gaan neersit daar in die middel van die veld en die span wat om eerste en die hongerste is, sal hom vandag dalk gryp daar in die middelveld. Maar hulle het 80 minute voor van klipharde rugby, voordat hulle die 5 punte op die middellyn by 66 kan gryp. En ek is baie seker dat ons vandag baie groot rugby hier gaan sien. Ek dink daar gaan 'n oomblik van stilte wees in die middelveld, so ons gee net so geleentheid daar. Cedric. Lyk vir my na Montetjie Klip wat speel vanaf die regterkant na van die veld na die linkerkant en Robertson wat van links na regs gaan speel. Soos ek gesê, die lê 80 minute van klipharde klip rugby, groot uitdag rugby lê voor. En daar is die Sobright 66 motorfiets op die veld. Ons kyk wat laai hy uit daar in die midde van die veld.
Wat dink jy, Cedric, wat gaan ons daar uit daardie 66 motorfietsie uitkry? Ja, ek hoop maar dit is lekker Powerade, ijskoue Powerade wat er daar by die markt om afgee of ietsie lekker om te eet. Maar kom eens kyk, hulle maak die breinkoevertjie daar oop. Wat maak hulle in die kadoesak? Nee, Firmin, dit is die speelbal, die metsbal, die verrassingbal daarvan Shoprite wat hulle hier kom afsit. As ek terugdink, het Robertson Town dit gedoen en Robertson kom die Pick n Pay bike ook die bal afsit en hulle Montetjie Club het dit gesê, ons kom met Shoprite hier in Montetjie, om hierdie bal hier af te sit vir ons. Well done, Shoprite. Ag, dis lekker om te sien ons besighede is betrokke by ons klub rugby hier in die Boland en ons sê ook baie dankie aan Shoprite daar vir daardie pragtige gebaar daar vir hierdie wedstryd. Colin Willemse wat staan op die middelkolletjie met die bal in hand en wat eerster gaan inskop. Skeieregter blaas op sy vletjie, Willemse wat onmiddellik afskop daar na die oorkant van die veld. En onderom is dit Montetjie Club wat nou die bal kry. Vorentoe beer hulle binnekant hulle gebied. Is dit Samuel Herder wat uitdal. Hy speel hom daar na die voorspelers. Goed ingedryf en goed geondersteun deur Montetjie Club. Uitgehaal. Lyk vir my daar na Malgas wat die bal skop. Onderom is dit Dylan Bekes. Hy stam daar 'n man af. Steeds Bekes. En dan is dit nou Montetjie wat dadelik nader kom om te verdedig met Isaiah Davids. Hy gee hom vir Jordan. Leighton Sikani. Hier kom Davids. Wat gaan hy maak? Hy gee skoppie vorentoe, steeds Davids. Daar gaan Leighton Davids gaan hy opkry. Die skeieregter sê het hom. Alle wêreld, so vroeg in die wedstryd. Leighton Davids van Robertson Town. Wat hom daar druk? Ja, nee, Firmin, ek moet sê, hierdie man, Leighton Davids is 'n drieëmasjien, 'n man wat weet hoe om af te rond. Jy kan gesien het die manier hoe hy omgekom het en vir Cleve Magas die skoppie gee en Iselin het probeer, maar ongelukkig die spoed van Davids is te veel. Well done, Robertson Town. En die telling skuif onmiddellik aan na 7-0 en die kant daarvan Robertson Town. Montetjie Club sal weer met afskop om te kyk of hulle nie daar vir Robertson Town kan vasdruk in hulle jaagte nie. Ja, skop wat deurgegee word daar en onmiddellik Leighton Davids wat sy spoed wys en dan daar 'n pragtige 3 gaan druk daar vir Robertson Town en Montetjie Club wat die bal kan afskop vanaf die middellyn. Lyk vir my Scholes wat die bal afskop. Wie gaan hom kry? Hierdie keer is dit Monolito. Die 7 flank van Robertson. Val so 'n bietjie oor sy voete. Davids by. Hy speel hom daar. Naas een van sy voorspelers. Davids. Bekes. Binne die kwartgebied van Robertson Town. Beer hulle vorentoe. Davids weer. Colin Willemse. Hy gee 'n dwarskop daar aan die oorkant van die veld. Onderom is dit Cleve Malgas. Malgas. Hy gee 'n skoppie vorentoe. Wie gaan hom kry? Weer Bekes wat hom met die lug uitpluk, maar Malgas dadelik by. Wat sê die skeieregter? Skeieregter wat sê daar's 'n bietjie van die voete af. En Robertson wat 'n strafskop kry binnekant hulle gebied. Kry Robertson 'n strafskop met Willemse wat onmiddellik die bal vat. Ja, ongelukkig daar vir Montetjie Club se Cleve Malgas by die aanval se voet daar van daar die losgemaak daar, maar ek weet dat Cleve Malgas se man wat opmaak wanneer hy fout gemaak het. Firmin, so ons moet vir Cleve dobbel mooi veld, bal by die veld gehou deur Scholes. Weer die ander daarvan Scholes, maar hulle sê die gaat oor die plaat en die krisis die skoppie van Andre Onton. Dit is Davids wat die bal daar hou. Maar ongelukkig verloor die bal vorentoe en skryf te sê dat is 'n knock-on daar vasgeskryf Montetjie Club. Die bal kan ingooi. Hierdie skryf. Ja, beide spanne wat gebruik maak van die steekskoppie. Dis interessant, hulle maak gebruik van hy steekskoppie en hy werk lekker uit. Plaas die verdediging onder druk. En dan is dit onmiddellik daar wat 'n fout afgedwing word daar aan die oorkant van die veld met Montetjie Club wat die bal gaan ingooi in die oorkant van die veld. Lyk vir my na Samuel Herder wat die bal kan ingooi.
vir Montetjie Klub. Net so 'n paar meter binnekant die gebied van Robertson Town. Is dit Montetjie Klub wat gaan speel. 7 punte aan die kant van Robertson Town. Die besoekers met Montetjie Klub nog niks punte op die tellbord nie. En ons het al lekker rugby gesien in hierdie afgelope paar minute wat ons al reeds besig is met hierdie wedstryd. Ja, dan was ook daar voor een van de borgen van Montetjie Club. Montetjie Toyota, baie dankie sê vir hierdie boodskap van aan hierdie klub, 'n gesogte klub in Montetjie met 'n roemryke geskiedenis. En Montetjie Toyota, dankie dat julle deel is van die blou trui deur Montetjie. Onmiddellik Montetjie wat aanval, Scholes wat daar 'n bal losgooi en dan sit David sy gee hom al vir Hudson-Berg. Hudson-Berg met 'n steekskoppie binne toe. Bal steeds binne veld. Scholes. Steeds Scholes. Pragtig gedoen daar deur die seun. Maar Willem se dadelik by. David, hy gryp hom Isaiah Davids en dan word hy oor die kantlyn gedryf. Maar skitterende spel daar deur Scholes wat hom daar uit die moeilikheid uit hardloop. Pragtig gedoen seun. Ja, nee, met hierdie Montetjie Club spog met baie jong talent. Dit is alles jong manne daar hier, is manne wat lus is vir hardloop, lus is vir beweeg met die bal. En soos jy kon sien, Scholes het net gewys, hy het dit een keer hy het dit. As hy kyk maar. Montetjie Klub. Sy sit wel wat die bal ingooi. En word hy daar baie mooi gevat. Lyk vir my na een van die spelers wat die bal daar veld afskop. Net so mute. Davids. Die weer afval. Robertson Town wat daar moet besluit wat gaan hulle maak met hierdie een met Colin Willemse wat die bal in hand het. Hy kry lyk my daar die bakkie en hy wys hy gaan palle toe. Skeieregter met alreeds punte op die tellbord. Lyk dit vir my na Robertson wat net die telling op die tellbord wil rek. Willemse hy kom vorentoe. Hy tref hom hier op King Edwards en hy's tussen die palle deur. En die telling skryf aan na 10 nou in die kant daar van Robertson Town. Robertson wat met alles gekom daar aan die kant van Robertson. En soos in die begin gesê het, as hulle hier om 'n bietjie vraag te wil kom neem, om te kyk of hulle nie hierdie een vir hulle kan vat nie. Maar al wat ek weet is dat die blou trein word nie maklik gestop hier op King Edward nie. En Afandra, Robertson Town, redelijk kennis. Kom ons kyk wat gaan die blou trein maak as hulle aan die gang kom. Hy kry is nog 'n bietjie koud. Maar ek beloof jou as hy gaan warm raak, die stoomrolle wat gaan kom. Ja, Scholes wat hom weer afskop. En dan word die bal bietjie daar nie lekker gehanteer deur Robertson nie en 'n aanslaan daar en lyk vir my na Montetjie Klub wat die bal kan ingooi net so binnekant die gebied van Robertson Town. As dit Montetjie nou op die aanval en wat beslis wil punte op die tellbord kry. Nadat Robertson baie vinnig uit die blok uit was en ek dink die blou trein wat nou daai lokomotief aan die gang wil kry om net vorentoe te kom sodat die tellbord nie te ver uithardloop en hulle dalk later moet opvang rugby speel nie, maar hierdie Montetjie Klub is 'n baie trotse klub en hulle sal verseker sal hulle nou antwoorde wil gee vir die vrae wat Robertson nog heeltyd vra in hierdie wedstryd. Dit is Samuel Herder wat gereed maak om die bal daar weer aan die pasgrond te sit. En as die blou trui wat geanker is. En dan daarvan aan jou speel maar na Klimagas. So steek skoppie wel gee, maar as hy daar teen wat vasgetrek aan die middelveld. En as Herder wat daar wag. Hier weer daar van Borisas. Laaste sas. En dit is 'n paaste van die groep. Paaste Borisas. Weer Herder. Sy maar in die goal. Waarom amper was in de koud voor te gaan. Daar steeds in de koud niet voor hem toe. Dat in de koud zo is. En is die ongelukkig aan die paas. Niet afwezig in die paas. En is verder toch zeggen. High time. Islam. Botma. Islam. Botma. Wat een mooi 3. Daar dier Montetjie Klub. Alles begint bij Enrico Januari.
erkende slot, man met baie ervaring. En hy het toch gewys wat hy omsteek en rondaf. Wel dan Monterrey Club, soos jy gesê het, die lokomotief is bezig om warm te raak. En ek dink hy is nou halfpad warm, so ons kyk, wat gebeur volgende. Ja, skitterende spel daar van Montetjie wat onmiddellik terugslaan met 'n pragtige beweging. En dan die bal wat daar gerip word, die skeieregter wys hy's uitgerip en dan druk Montetjie hom daar. Lyk vir my na die skrimskakel wat hom daar pragtig druk. En dan die telling wat aanskuif. Kom ons kyk wat doen Nel met hierdie een. Hy skop hom mis, maar die telling nou Robertson 7 punte en Montetjie. Robertson 10 punte en Montetjie 5 punte. Alreeds bykans 10 minute speeltyd, so 9 minute speeltyd alreeds verstreke in hierdie wedstryd. Met Robertson 10 punte en Montetjie wat onmiddellik nou teruggeslaan het en 5 punte aanteken daar. En Nel wat nie daar een kon verdoel nie, maar ons sien nog uit vir lekker rugby. Willemse op die middellyn, wat kan inskop? Colin Willemse dan skop hy hom en hy hang lekker hoog onder hom. Al wat binneveld, hop, en dan sê die assistent-skeieregter, hy's uit daar aan die oorkant van die veld. Met Robertson lyk my wat die bal kan ingooi. Nee, Montetjie Klip wat die bal kan ingooi binnekant hulle eie gebied. Net so 'n paar meter vanaf die 22 lyn as dit Montetjie Klip wat die bal kan ingooi. Ja, die stelsellikheid wat die hakker weer doen om bal in te gooi van hierdie lyn staan. En hy gaat hom daar agter gooi, maar ongelukkig is die bal oor die kop. En die ander dag van Robertson Town vorentoe, sterk loop hy daar die Robertson Town. Is Davids, speel hom aan Kurt Tim. Vorentoe daar die Robertson Town, hy word teruggetekeld, 2-3-3. Dus die Robertson Town vorentoe, sterk loop hy daar die Robertson Town, Monterrey Club se verdediging van nou. Dis die John wat hom na vorentoe bring. Bal gaan verloren. Scheidsrechter sê, nee man, kom ons staan. Daar is nog aanstaan daar van Monterrey Club. Vaste skram, Robertson Town meer die bal in te gooien. Ja, klipharde verdediging daar, wat uitgevoer word. Monolito wat ingaan, Jordan wat ingaan, hulle probeer vorentoe kom. Maar Montetjie Klip wat verdedig daar. En dan is dit 'n aanslaan daar. En dit lyk vir my daar na Robertson Town wat die bal kan ingooi binnekant die gebied van Montetjie Klip. Vaste skram wat gevorm word aan die oorkant van die veld. Met Isaiah Davids, die nommer 9 van Robertson wat die bal kan ingooi. En dan dryf hulle daar vorentoe, skrim wat val. Skeieregter gee strafskop aan Robertson Town daar aan die oorkant van die veld. Ja, ek dink die skrimpresse daar van Robertson was te veel vir Monterrey Club. En jy kon sien, hy het probeer anker gooi, maar die gewig aan die kant van Robertson, dit is 'n bietjie te veel gewees en ongelukkig aan die skrim geval. En soos jy heel moes maar sê, play safety first, en die strafskop daar aan die kant daar van Robertson Town. Robertson wat dan onmiddellik die kantlyn opsoek met Colin Willemse wat hom uitskop daar, net so 5 meter van die doellyn van Montetjie Klip, is dit Robertson op die aanval. Abdullah Gali wat nader gaan om die bal in te gooi. Voorspelers wat stadig nader beweeg. Jumaine en Arendse die kaptein. Gaan hulle op hom gooi of gaan hulle agtergooi? Skeieregter wat sake fyn dophou daar aan die oorkant van die veld. Met Gali, op wie gooi hom hierdie keer? Kurt Tim, skeieregter blaas op sy vletjie, hy sê nee. Skeef ingegooi. En Montetjie Klip wat natuurlik moet besluit wat hulle daar aan die oorkant van die veld gaan doen. Ja, ek dink Monterrey Club sal definitief weer iets aanvat om ons 'n bietjie druk van die skrim weer gaan hulle agter kry. So kom ons kyk, ja, definitief gaan Monterrey Club weer lyn staan. So dat gaan minder druk op hulle van die skrim van Robertson Town. Iets wat 'n bietjie sterker as hulle is.
So jy gaan eintlik maar na die punt toe waar jy nie so baie die krag weggee nie. Daarom gaan hulle dink ek dat hulle daar gaan vir die lyn staan. Montetjie Klub wat die bal kan ingooi in die oorkant van die veld. Lyk dit vir my as Sidwil de Koker wat hom gaan ingooi. Wie gaan hom vang? Hy gooi hom daar ver agter. Skeieregter wat sake fyn dophou daar, want dit lyk vir my daarna hoog vat, maar die spel wat aangaan en dan word hy geskop daar en lyk vir my na Hatzenberg en Paragi wat hom nou het, hy gee hom vir Hatzenberg. Clive Hatzenberg, hy hardloop hier so skuins oor die veld. En dan gee hy vir Paragi terug. Paragi wat nou, hy val so vorentoe. Clive Hatzenberg wat sy liggaam skrimskakel hou. Maar het lyk vir my daar om uit, hy speel hom nou daarna Dylan Bekes met die rooi skrampet en dan beer hy vorentoe met sy bene. Isaiah Davids, hy speel hom vir Colin Willemse. Willemse speel hom daar aan die oorkant van die veld, lyk vir my na Karim. Chasri Karim. Lyk vir my na Montetjie wat die bal afgeneem het daar. Nee, hy steeds nog beskikbaar vir Robertson. En die skeieregter blaas op sy fluitjie. Strafskop aan Robertson. Ja, en die referee sê daar man van die kant af gekom. Dit is die 14 vleuel. Andre Ontong wat jy daar straf van die kant af speel by daardie losgemaal. As ek gesien het die referee gesê los het, maar hy het ongelukkig het hy nie geluister nie man en het gekom en kom speel. Lyn staan daar vir Montetjie wat sal moet keer vir die rolmaal daar van Robertson Town. Alles op pad om te kyk of hulle nie 'n duif maar kan aansit. Maar daar die groot voorspelers van hulle nie. Ek dink nie Abdullah sal weer daardie foto maak om Stephen te gooi nie want vorige lyn staan het hy verloor. Dan Stephen gooi. Kom ons kyk wat gaan Abdullah maak met hierdie een. En nou sit Willemse, hy kry hom en dan speel hy hom daar na Monolito. Monolito wat daar vorentoe beer, maar baie goeie verdediging deur Montetjie Klub. Isaiah Davids, hy speel hom na Jordan. Steeds Jordan op sy voete. Maar Montetjie wat baie goed verdedig daar. En weer Isaiah Davids, na die kaptein. Hy speel hom na Dylan Bekes met die rooi skrampet. Hy beer vorentoe. Voordeel wat gespeel word. Isaiah Davids, hy gee hom nou weer vir Eugene. Colin Willemse. Maar die skeieregter blaas daar vir 'n besering. Veiligheid van die spelers kom altyd eerste. Skeieregter blaas daar en hy stop die spel onmiddellik. Ja nee, man, dit is wel ongelukkig is dit een van die goed player safety eerste. Ons kan nie speel terwyl 'n man op die veld lê wat hulp nodig het nie. En soos Brendan Bekes altyd Moses altyd sou sê, die pynpolisie, net so 'n bietjie water, dat's alles weer reg en water doen wonders. Een van die groot spelers van Montetjie Klub, as hulle twee wat die naby my sit, Take en Kenwin, hulle weet Kenwin het baie onder die water deurgekom op 'n rugbyveld. So ja nee, water help altyd. So ja nee, vir mens water op 'n rugbyveld is 'n moedsaak. Daar moet water wees om die pyn weg te vat. Kyk daar Ged, hy het center gespeel, Gavin, maar as hy gelê het net 'n bietjie water, dan is hy weer op sy bene. Ja, vir iemand 'n bietjie later ingeskakel het. 16 minute se speeltyd al reeds verstreke in hierdie wedstryd. Klipharde kliprugby wedstryd. Boland groot uitdag kompetisie. En die telling Robertson 10 punte met Montetjie Klub 5 punte. En ons het al reeds gesien dat hierdie twee spanne mekaar al reeds baie vrae gevra het in hierdie eerste helfte. En dit gaan interessant wees wat ons verder nou gaan sien vir die res van hierdie eerste helfte. Een besering daar aan die kant van Montetjie Klub, 'n man wat daar afgedra word van die veld af. Met Robertson op die aanval binnekant die gebied op die 22 stippellyn van Montetjie Klub. As dit die skeieregter wat daar die spelers net so bring dan na die oorkant van na die diskant van die veld, waar spel om weer gaan hervat met 'n strafskop aan Robertson Town. Colin Willemse wat onmiddellik wys, hy gaan paal toe. Om net daar die voorsprong 'n bietjie te rek. Alreeds 10 punte vir Robertson teenoor die 5 van Montetjie Klub. Met so
plus minus 17 minute speeltyd al reeds verstreke in hierdie wedstryd. Willemse kom vorentoe, hy tref hom en dan skop hy hom skitterend deur die pale deur en die telling wat aanskuif na 13 punte vir Robertson teenoor die 5 van Montetjie Klip hier in die eerste helfte. Ja, en ek moet dit sê, dit is nou so ongelukkig vir Jeevan Jansen om van die veld af te kom. Ook een van Montetjie Klip se erkende losvoorspelers. Man wat diepsporige trappe die in die klub weer terugkeer gemaak het. Heeltyd gesukkel met beserings en daar gaan hy nou weer af met selfde probleem, die knie. So jammer sien sterkte daar met die recovery. So hoop jy voel gou beter. En dus Dylan Bekes wat die balle opneem vir Robertson Town is Davies wat hom uithaal. Dit is Town wat vorentoe gaan, sterk loop hy daar deur nommer 6 flank van Robertson Town. Gee hom Isaiah Davies, Colin Willem se fik wat hom daar in die hande het. Was steeds fik. Gee so 'n rolletjie daar voor die gaan Isaiah Davies, Willem se. Abdullah wat die bal daar in die hande, is dit Abdullah? Abdullah, ja. Speel hom aan op Willem se wat so lekker skopjie gee hier na die diskant van die veld toe. Gaan die kan dink wen, ja nee. Dat is baie goed gedoen daar, die het Willemse baie erkende loskakel. 'n Man wat ook al diepspoorde getrap het in die Boland rugby. 'n Man wat weet wat het is om 'n loskakel te wees. 'n Man wat sy posisie ken en weet wat hy moet doen. En Town spog moet daar die groot erkende loskakel. En dan gaan die bal daar ingegooi word deur Telfer David, Telfer Lekay. Ook die seun daar van die voorsitter van Montetjie Klip, Telfer, wat nou in die akkerposisie speel in hierdie wedstryd. Die bal wat dan daar weer aan die agterkant gegooi word. Lyk vir my na die skrimskakel van Montetjie Klip wat die bal het. Bal steeds beskikbaar. Nel wat hom uithaal. Hy speel hom daar. En dan lyk dit my na die groot voorspeler van Montetjie Klip wat daar ingaan. Steeds beskikbaar. Malgas. Hy gee 'n skop hier na die oorkant van die veld. Is dit lyk vir my na Clive Hudson-Berg of is dit Davids wat die bal kry? Leighton Davids, hy gee weer 'n skop op sy beurt. En dan die skeieregter en die assistent skeieregter wat hier so 'n bietjie konfedereer. Maar die skeieregter sê hy skop hom uit sy eie 22 uit. En dan skop hy hom uit hier net so op die 10 meter stippellyn binnekant die gebied van Montetjie Klip. Lyk vir my na Montetjie Klip wat die bal kan ingooi. Skare wat daar saamgesels het aan die oorkant van die veld. Jy kan sien hulle ken die reël. As jy nou manne soek wat die reël ken, moet jy net daar op die skare, by die skare so 1 of 2 gryp. Hulle ken die reël. Hulle sal vir jou verduidelik wat nou daar gebeur het. Pragtige gooi. Hier kom Montetjie Klip, maar as 'n vorentoe aangee daar in die midde van die veld. Pragtige beweging wat hulle begin het, maar net so 'n fout. En dan is dit weer Robertson Town wat die bal kan ingooi daar in die middel van die veld, binnekant die gebied van Montetjie Klip. So op die 10 meter stippellyn, as dit Robertson wat die bal kan ingooi, met al reeds 13 punte op die telbord vir Robertson, en dan 5 punte vir Montetjie Klip, is dit Robertson nou op die aanval. Ja nee, begieselde Robertson Town span wat nie hulle vlag laat sak nie, hulle kom met alles wat hulle het, en Montetjie Klip se verdediging sal moet hou, want soos ons gesê het in die begin, nie een van die 2 engines is nog warm nie. Daar's nog baie olie wat nog met die pistons moet kom, tot bo in die sand moet kom om warm te raak. Isaiah Davies wat die bal gaat ingooi daar van Robertson Town in hierdie vaste skrim. Davids wat hom ingooi, baie goed geskrim daar die Robertson, steeds vorentoe. En dan die skeieregter wat voordeel speel. Davids, hy speel hom na die linkerkant van die veld na Willemse. Mikain Fik, hy hardloop daar in die midde, maar hy word om die bene so daar met 'n laagvat, en dan is dit Eugene Adendorf, weer vorentoe daar. En die skeieregter blaas op sy fluitjie. En dan bring hy hulle weer terug. Met 'n strafskop aan Robertson Town binnekant die gebied van Montetjie Klip.
Ja, nee, dis Pastor Bonisas wat iets wys van sy bors, iets wat nie lekker is daar nie. Dan jy daar en hy skrimatiseer gekry. Dan sien die skrim net so 'n bietjie skeef gegaan vir hom en om daardie rede dink ek is Pastor Bonisas daar 'n hou gekry op sy rib. Maar ek hoop nie dis te ernstig nie, want kyk, ons kan nie nou nog bekostig om sitte in 'n wedstryd te verloor nie, want dit is my manne dat die skrim vir jou moet anker en die bal vir jou moet lekker ronddra en versprei. 23. Ja, dat wedstrijd wat lekker opwindend is, lekker hardloop met beide kanten. Voor jullie wat niet kan zien, die toeschouwers is hier opgewonden, is vol veld toeschouwers recht rondom. Mensen is opgewonden, mensen raas, die mensen schreeuwen uitgepakte King Edward zoals ons hem altijd kennen hier. Maar ja, dat lijkt naar Colin Willems wat gaat aanleiden palen toe om die telling zo klein beetje verder in Montreal Club zijn neerstaaf weg te vat. Kijk of hij nou die extra 3 punten kan aanzetten, maar kom ons kyk wat maak hy. Dit is jammer, dit lyk na Pastor Bonisas. Wat moet af, my wil hy af nie. Die noodhulp kom om van die veld af te kry vir my wil hy. En die skop is daar. Telling skryf aan na 16-5 toe aan die kant van Robertson Town. As die kamera net daar vir ons kan wys dat Pastor Bonisas wil nie afkom nie. Die man sê nee, hy voel nog verspeel vir my, maar man moet dan dink aan jou gesondheid ook nie. As 'n man, 'n werkende man is vir jou gesin, nie dink aan jou gesondheid. En ek dink die Pastor Bonisas wil nou dink aan sy gesin. Hy dink nou aan sy span. Ja, en veral as jy 16-5 agterloop, dan sal jy alles in die stryd wil werp om nog op daardie veld te bly, om natuurlik hierdie wen vir Klip deur te hak. Want Klip het die eerste ronde se liga wedstryd gewen op Robertson en sal dit beslis hier wil 2-2 maak op hulle tuisveld. Maar Robertson wat nou 16-5 voorloop, en dan is dit daar, lyk vir my na Virgil Bekeer wat nou op die veld verskyn. Scholes wat hom afskop daar. Onder hom is dit Jordan Williams. Hy loop daar 'n man plat vir Bekeer wat nou net opgekom het. Isaiah Davids, hy speel hom na Eugene Adendorf. Adendorf steeds vorentoe. Voorspelers wat daar help. Met Isaiah Davids, hy kry hom weer. Willems se soek hom. Hy gee hom vir Dylan Bekes in die middelveld. Met Bekyn Fiek net so langs aan hom, maar hy hou vas en hy gaan vorentoe. Isaiah Davids, Willems se skop hier na die diskant van die veld. En dan is dit daar die man van Montetjie Klip. Hy gooi hom daar vir Clief Malgas. Hier kom Malgas. Hy gee 'n skop daar na die oorkant van die veld en onder hom sit Hatzenberg. Clief na Clive. Clive wat hom hoog in die lug laat hang. Wie gaan hom kry? Lyk vir my daar na Montetjie Klip wat hom nou deurskop. Met Colin Willems alleen daar agter. Feitelik op sy doellyn. Hy sal hom net wil neersit. En dan word hy daar so bietjie en dan stotery aan mekaar en dis heeltemal onnodig. Lekker wedstryd tot dusver gehad. En hoe belangrik sal dissipline in hierdie wedstryd wees, Cedric? Ja, nee, dissipline kan jy bepaal of jy die wedstryd gaan wen of jy gaan verloor. En jy kan sien by die strafskoppe wat Robertson Town gekry het, dis dissipline van Montreal Club wat nie op standaard was nie, veral by die vaste fasette, by die ras van die voete af, ja, die klas van voete, en dit kan jou die wedstryd kos, as jy nie dissipline gaan dan af, die hele wedstryd nie. Dan is het Montetjie Klip wat hom weer red, hier kom, lyk my na Clief Malgas wat daar het. Skeieregter wat voordeel speel, Montetjie Klip nou op die aanval, hulle ryk bloed. Steeds Malgas. Robertson wat daar bietjie oor die bal val, ja, die skeieregter wat wys daar. Dan tel hulle hom weer op, steeds Montetjie wat speel met hulle voorspelers. Hier kom hy, Nel, hy speel hom daar in die middenveld, goed ingehardloop daar. En daar gaan die skrim skakel. Montetjie Klip steeds op die aanval en gooi hom in die hande van Willemse. Maar die skeieregter kom terug vir die strafskop. Vir Robertson wat van hulle voete af was daar aan die oorkant van die veld en Montetjie Klip nou binne in die gebied van Robertson wat nou 'n kans het om nou punt op die tellbord te kry. Ja, nee, Montetjie Klip sal elke geleentheid wat hulle het, sal hulle moet gebruik om punte aan te teken en ek kan vir beloof, met hierdie een sal hulle definitief pale toe gaan
met de andere ontong, wat gaat aan Nepal toe, een man wat ook heel achter kan spelen. En hij gaat zijn vernuf gebruiken om hier extra 3 punten bij te zetten. Net zo'n klein staaltje, Virgil Pekeer wat opgekomen het. Van daardie man het al die jaren voor die blauw center gespeeld. En een beetje groot geraakt, fris geraakt, gaan trouwen, een beetje vet geraakt. Je kan zien het bij een lichaam aangezet. En hij speelt nou met 1 kilo nou stuk. So ja nee, dit is wat man met man moet doen. Als je te zwaar raakt, beweeg maar vorentoe. Maar zit maar aan die voorkant, dan geef je club gewig. En dit is wat Virgil doen voor zijn club. Ja, ons sien daar by Robertson Town ook John T. Simmons wat nou in die tweede span wat center was, maar wat nou flank speel en is goed. As die manne so 'n bietjie kyk om hulle spel af te wissel en na ander posisies te skuif op grond van hulle vorm en ook die vaardigheid wat die manne het. Lyk vir my na Montetjie klub wat hierdie ene misgeskop het en Leighton Davids wat vandag die afskopwerk doen vanaf die kwartlyn, maar hy gee hom vir Willemse. Hy het die vorige een waargeneem en Willemse wat hom daar afskop en dit lyk vir my weer na Malgas en dan 2 manne, dit lyk vir my na Paragie wat hom tog gekry het, maar dan slaan Karim hom aan. Pragtig in die lug gekompeteer daar deur Paragie en die bal wat daar Pakeer, hy gee hom vir Scholes, hy word daarna gesit deur Leighton Davids. Montetjie nog steeds op die aanval. Skeieregter speel voordeel. Malgas. Hy hardloop daarin. Skeieregter. Wat een mooie beweging, mooi gehaald daar deur Montetjie klub se Scholes. Net as die bal is weer aan die hande van Puxie. Dis Puxie vorentoe. Speel hom aan die hande van Sidol de Koker wat sy kop plat trek vorentoe. Daar is Herder wat hem speel aan Brandon Bekers, maar hy is befop aan Gerard. Die Gerard vertel vir. En die bal is steeds beskikbaar daar. Vir Montetjie klub. Sonneskrim skakel daar, maar hy word gepick up daar. Word gekeer door die Scholes, word gekeer daar voor 2-3 van die doellyn af. Daar is steeds Montetjie klub vorentoe. Nou sal Montetjie klub moet kalm raak, hulle sal moet besluit neem, wat gaan ons maak? Wie gepick up en drive daar vorentoe deur Montetjie klub. Tussen die voorspelers. Dit is Herder wat daar is om die skrim skakel om die bal te speel. Maar as Sidol de Koker wat hom optel, hy word plat getrek daar, hy word in die lug opgehou. Word so 2-3 tree teruggedra. Bal is beskikbaar daar vir Herder, maar dis Robertson Town wat hom plaal, hou hom op. Dis Robertson Town. Dis steeds Robertson Town. Ongelukkig sê die referee, is in die lug. Maar daar was genoegsame voordeel, kom en gaan die strafskop weer speel vir Montetjie klub. Dan gaan Montetjie klub hierdie een nou kyk wat om te maak. Om 'n 3 te gaan druk, of dan gaan hulle vir die 3 punte. Want ek dink nie meer daar is so baie tyd vir die helfte oor nie. Kom ons kyk wat gaan Montetjie klub met hierdie een maak. Gaat hulle pale toe, of gaat hulle 'n vaste skrim vat en daarvan af probeer vorentoe speel. Vreemd, of wat dink jy? Of gaat hulle kanlyn toe? Ja, ek dink Montetjie klub sal beslis hierdie een seker nog wil speel om so 'n bietjie nader te kom aan daardie telling. Dalk die telbord druk wat ook so 'n bietjie druk aan hulle daar. Maar kom ons kyk, wat gaan hulle met hierdie ene doen? Lyk vir my hulle gaan 'n tikkie maak daar en dan gaan hulle in. Bal wat daar grond toe gaan en die skeieregter blaas op sy fluitjie daar aan die oorkant van die veld. Hy sê hy's opgehou. Hy's opgehou daar. En dan kom ons kyk wie gaan die bal in hierdie vaste skram ingooi. Dit lyk vir my na Montetjie klub wat tog nog 'n kans het om te kyk of hulle punte op die telbord kan kry. Montetjie wat daardie 3 baie dringend nou soek. Hulle het die geleentheid gehad om pale toe te korrel, maar met die windjie wat ook hier so dwars oor die veld waai, kan 'n mens ook verstaan hoekom hulle dalk die 3 oorweeg en nie sodanig nou na die kantlyn, na die pale toe wou gaan nie. Natuurlik 'n baie goeie doelskopper wat Montetjie oor beskik, maar hulle het verkies om daar net so die tikkie te maak en dan vorentoe te gaan en dan word die bal opgehou daar op die doellyn met Montetjie klub wat die bal nou weer kan ingooi in die vaste skram. Vaste skrim, dis Herder opgetel daar deur Bekers. Dit is weer vir Herder word plat getrek daar deur Robertson Town se agterspelers. Dit as Islam wat sy lief was, Julius wat hom skrim skakel, dis Scholes vorentoe. Dis steeds Scholes, maar hy word plat getrek daar deur McKean Fiek wat hom het.
Hy word opgehou, dis Monterey Club wat vorentoe beweeg met die bal. Steeds Monterey Club vorentoe. As die bal beskikbaar daar. Bal word gespeel daarna. Dis nie mal gas nie, word aan die agterin gespeel. Maar hier is 'n man in die moeilikheid. Hier is 'n man in die moeilikheid. Furman, definitief gaat 'n man 'n kaart kry. Dit is Abdullah wat daar 'n geel kaart kry vir van 'n omkant posisie af die speler speel. Dit nie net ons spelers nie, dit weet nie, hulle ken die reëls bly reëls. Monterey Club besluitneming tyd. Gaan hulle skrim of gaan hulle aan die pale toe? Ja nee, definitief gaat hulle aan die pale toe. Ja, het lyk vir my na Monolito Koopman, die 7 flank van Robertson wat daar afgestuur word. En Montetjie Klub wat wys daar, hulle gaan pale toe met Koopman wat 10 minute in die strafkassie gaan moet sit. Skeieregter wat daar praat en dan ook kyk daar na die besering. Dit lyk vir my na Jordan Williams wat daar sit so op sy knieë met die mediese personeel op die veld om net te kyk daar. Maar soos wat my mede-kommentator vroeër gesê het, daar's niks wat water op hierdie rugbyveld nie kan regmaak nie. Ja nee, water les alles, hy les jou dors, hy les die pyn en daar's so baie water wat 'n man kry wat 'n man moet drink of kan gebruik, maar die wonderwater van 'n kraan, Furman, hy is man net die beste. Vir enige speler op 'n rugbyveld, hy kyk nou soos die ander dag net so daar vir 'n ander paaste geskree hier langs die veld. Wat maak Monterey Club se ander ontong? Hy sit hom tussen die pale deur die telling skuif aan na 16-8 toe in die guns van Robertson Town. Ja, die skare wat beslis vandag hier sit op die punte van hulle stoele om te kyk wie hierdie een in Montetjie vandag gaan vat. Robertson Town wat tweede lê op die punte leer met Worcester Villagers eerste en dan Essen United wat blaas in die nek van Robertson en Montetjie Klub wat natuurlik hier speel vir trots en hulle wil 'n 2-uit-2 maak op Montetjie en hulle maak dit nie maklik vir Robertson nie. En met Colin Willemson in die middelveld wat die bal kan inskop. Dan skop hy hom hoog in die lug. Wie gaan hom kry? Lyk vir my daar na Malgas wat die bal uit die lug uit pluk en dan gee hom daar vir sy skrimskakel. Bal steeds beskikbaar. Lyk my na Malgas steeds vorentoe. Steeds Montetjie Klub op die voorvoet. En die skeieregter wat daar blaas, strafskop. Speler van Montetjie wat bietjie gerol het daar en die strafskop aan Robertson Town. En wat gaan Willemson met hierdie een doen? Hy het al 'n paar van hierdie plekkie af oorgeskop. Gaan hy dalk weer pale toe korrel, Cedric? Ja nee, definitief. Ek kan sien na die nommer 13. Wie is daar? Die nommer 13 daar. Het daar vir hom gewys, Eaton het hom gewys. Kom aan Willemson. Vat ons na die pale toe, maar nee. Kaptein Melvin Arends het besluit, ons gaan die Kalin opsoek. Kom ons gaan vir 'n 5 punte. En dan kyk ons gaan rus met 'n lekker voorsprong. Lyn staan so 5-3 van die Dolina van Monterey Club met Abdullah wat hierdie bal kan ingooi daarvoor. Die Tim of vir Jermaine en Arendse. Kom ons kyk vir wie gaan hy hierdie bal gee in hierdie lyn staan. Ja, Robertson Town wat natuurlik ook gekom het om 5 punte uit hierdie wedstryd uit te neem en daarom sal hulle ook probeer om vir die kantlyn te gaan om daardie 3 in te palm. Abdullah Ouf. Hy korrel, vir wie gooi hy hom? Hy gooi hom op die Tim pragtig in die lug uit gepluk. Losgemaal wat vorentoe beer. Skeieregter daar op die grond. En dan sê hy is opgehou. En dan is dit die vaste skram wat gevorm gaan word op die 5 meter stippellyn met 5 minute se speeltyd oor in hierdie eerste helfte. Montetjie Klub 8 punte met die Robertson 16 punte. Kom ons kyk wat gaan Robertson Town doen vanaf hierdie vaste skram. Ja nee, Robertson Towns met 'n man soort voor 7 man in die skrim nou. Dit gaan interessant wees wat Robertson gaan maak met hierdie vaste skrim. Gaan hulle iemand opstuur of gaan hulle definitief kyk om die skrim druk te sit op Monterey Club om 'n strafskop af te dwing in hierdie skrim of gaan hulle of 'n Monterey Club van die skrim wat die bal wil afstoot en 'n skrim 3 oorstoot 3 gaan druk. Maar kom ons kyk met Isaiah Davids wat met die bal in die hand is.
Isaiah Davids, hy staan met die bal in die hand. Robertson 5-3 vanaf die doellyn van Montetjie Klip met die skeieregter wat weer op sy vletjie blaas. En hy sê kom ons vorm die skrim weer manne. Hy wys daar so oor aan die oorkant van die skrim en dan kom hy hierdie kant toe om te kom loer en te kom kyk. En Montetjie Klip wat natuurlik hier alles gaan insit om hierdie 7-man skrim van Robertson terug te probeer stoot met Monolito Koopman wat 10 minute in die strafkassie is. Isaiah Davids. Hy staan met die bal in die hand. Colin Williams het die generaal Spakie. Hy hou dinge fyn dop. Met Mikain Fiek op die 12 center vandag en die skeieregter blaas op sy vletjie. En dan lyk dit na Dylan Bekes wat daar so danspassie maak. Maar Robertson wat steeds die bal het. Isaiah Davids. En lyk vir my daarna Gali, leer toch Davids wat om tik en dan gee hom vir Eugene Adendorf. Adendorf wat daar so teruggedra word, maar steeds beskikbaar vir Robertson. Isaiah Davids, sy speel hom daar na Gali. Gali wat hom gee daar vir Jordan. En dan is dit weer Isaiah Davids dat die kaptein Zomeini en Arendse. Dan is dit weer Isaiah Davids, hy speel hom weer hier na die regterkant toe. Kom hy na Gali wat daar 'n man uit die pad uitloop. Isaiah Davids. Dan so weggegooi en Clive Malgas wat hom optel. Montetjie nou op die aanval uit hulle eie gebied uit. Hulle wil uit die rooi sone uitkom. En dan gee hom daar vir Niel. Niel speel hom na Scholes. Scholes moet so klein skopie deur. Scholes wat hom daar net so aanslaan. Wat 'n geleentheid vir Scholes. Maar skitterend gedoen daar om uit hulle rooi sone te kom, Montetjie Klip. Dit was 'n baie goeie poging om daar weg te kom en Scholes wat hom net nie daar lekker kan hanteer nie. Maar as hy hom kry daar, is dit moeilikheid in hoofletters vir Robertson Town. Ja nee, Feyman, ek beloof vir jou, daar is 'n 3 onder die pale. Soos ek vir Scholes ken, 'n man wat nie terugtrek nie, maar met baie talent, baie ervaring. 'n Man wat weet hoe om met 'n bal te hardloop, enige plek van die veld. Maar goed gedoen deur Clive Malgas, wat hierdie beweging begin te fyn dopgehou het. Bal daar half intercept en mooi in 'n aanvallende posisie kom. En sy Klip in aanvallende posisie sit, maar ongelukkig daardie steekskoppie van Scholes wat nie vir hom gewerk het nie. Met 'n vaste skrim met Isaiah Davids wat hierdie skrim kan feed. Ja, ek dink Colin Williams wat beslis hier sy troepe nou gaan wil laat kom op die voorvoet en miskien die agterlyn 'n bietjie wil bal gee. Kom ons kyk, Isaiah Davids, baie goeie skrim deur Robertson Town. Davids agter wat fyn dop hou, dan gee hom vir Willemse. Hier kom die agterlyn van Robertson Town en die bal word so en dan is dit Leighton Davids. Hy's om een man, dan gooi hom daar aan die binnekant, maar hy gooi hom daar in die hande van Montetjie Klip se speler en dan gooi daar nog 'n man die bal. Net so wild weg, maar toch steeds Montetjie Klip. En dan is het Scholes wat die bal kry, dan skop hy hom hier na die middel van die veld, Mikain Fiek onder hom. Fiek, hy gee hom hier vir Leighton Davids, steeds Davids. Davids wat daar met so goose steppie en dan lyk het vir my na die bal wat daar toch afgeneem word deur Montetjie Klip, vastgehou op die grond deur Robertson Town. En Montetjie Klip wat nou alles in die stryd werp om vir Robertson te verhoed om nog punt op die telbord te kry met Nel wat die bal kan uitskop hier in die oorkant van die veld. Ja nee, wat 'n goeie verdediging daar van Montetjie Klip. Hier Leighton Davids is 'n warm vleuel, fyn dopgehou word, maar jy kan sien na daai eerste 3 het Montetjie Klip se oë oop gegaan. Ons moet vir jou warm hou. Ons moet nie vir jou baie spasie en ruimte gee nie, want anders gaan jy vir ons sinkers wees. Maar 'n goeie beweging daar gestuit deur Montetjie Klip. Sagte lyn spelers daar. Dan staan Telverlikheid wat die lyn gaan voel van Montetjie Klip. Nee, aan daarvan Enrico, maar die skeier sê nee, ongelukkig het die bal skeef ingegooi. Nog het 'n vaste skrim met Isaiah Davids wat die geleentheid het om hierdie bal in hierdie vaste skrim te kan ingooi vir Robertson Town. Foreman. Ja, tyd so te sê verstreke in hierdie eerste helfte.
Ek dink dit is min of meer die laaste beweging van hierdie eerste helfte, die laaste vaste skrim. En dan is dit Robertson Town binnekant hulle gebied waar die bal kan ingooi met die telling 16 punte vir Robertson en 8 punte vir Montetjie Klip. Met hierdie eerste helfte se speeltyd wat feitelik verby is met 'n vaste skrim vir Robertson in hulle gebied op die 10 tree stippellyn. Isaiah Davids, hy gooi hom daar, Gali probeer hom maak en dan kom hy tog agteruit na Davids. Davids wat hier kom en dan gaan Davids tog deur. Hy besluit om te hou. Kurtley Tim, die kaptein, hy hou sy lyfskrim skakel. Gali. Isaiah Davids, Colin Williams speel na Satera. Satera besluit, hy gaan inhardloop, maar die bal wat daar losspring en dan is dit Skols wat die bal daar weer skop, maar dan wen die kantlyn daar die een. En die skeieregter blaas op sy fluitjie vir halftyd. Wat 'n lekker eerste helfte, 16 punte vir Robertson met die 8 punte van Montetjie Klip. En dit was nou 'n lekker 40 minute klipharde rugby van beide kante. Ja, rugby op sy beste hier op King Edward. Al twee spanne wat hulle uiterste bes gee. Die bal, wat ek sal sê, die dice rol net die hele tyd reg vir Montetjie vir Robertson Town en 'n bietjie die verkeerde kant vir Montetjie Klip. Maar ek kan vir beloof met hierdie helfte wat ons nou gaan hê, gaan Montetjie Klip op alle silinders gaan hulle vuur en vir Robertson Town te wil troef op sekere goed fasette in hierdie wedstryd om te wys dat ons as koning, ons kry hier koning op King Edward en nie julle nie. Ja, beslis.
Ja, soos Firman gesê het, die sonnetjie wat gaan sak het. En ons is hier. Ek weet wat, maar moet lekker rugby wat gaan begin. Die tweede helft word afgeskop word daardeur Scholes. Gat lê daardeur Robertson Town. Bal is daar in die hande van Robertson Town. Speel hom aan na Willemse. Willemse gaat so skeep skoppie gee hier in die hande van Kalen af. En is Kalen wat die bal in die hande het. Kalen besluit nie, ek gaan hardloop. Kalen hardloop. En hy gee hom na vir Andri Ontong. Wat plat getrek word daardeur Kurtley Tim. Driefmaal gas daar, speel hom na Scholes toe. Scholes was 'n bietjie loodvoetig is, maar hy word vasgetrek daar deur die voorspelers van Robertson Town. Dis van Tura. Speel hom aan na Enrico toe. Enrico gee so op en gee steeds Enrico vorentoe. Maar die skeier sê nee. R1 was vorentoe aangee. Met vaste skrimme kan kom. Robertson Town moet die bal kan ingooi in hierdie vaste skrim. Dinge verloop nie so lekker soos Monterey Club dit wil hê nie. Maar soos ek gesê het, Firman, met tyd sal leer. As hierdie Bloutuin warm is hulle moeilik om gekeer te word. Vaste skrim. Robertson Town wat hierdie bal kan ingooi. Firman. Ja, lyk vir my daar na Montetjie Klub wat daai beweging net nie lekker sekuur daar bemeester nie, maar as daar die bal korrek deur die hande moes gaan, was dit beslis moeilikheid geweest daar in die midde van die veld. Met Montetjie Klub op die aanval. En nou Robertson Town wat die bal ingooi in die vaste skram. Isaiah Davids daar op die 10 meter stippellyn binnekant hulle gebied. Is dit Isaiah wat die bal ingooi. Hy rol hom daar op die voete van Gully. Vorentoe gedruk daar deur Robertson Town met Bekkers wat hom uithaal. Hy speel hom na Davids. En dan die bal wat daar afgestorm word. En die skeieregter bring hulle terug en hy sê daar die man is omkant. Die skare wat natuurlik nie saamstem nie. Maar die skeieregter se beslissing daar, soos hulle sê, is finaal. Strafskop vir Robertson. Net so binnekant hulle eie gebied op die 10 meter stippellyn. Met so 'n paar minute speeltyd alreeds verstreke in die tweede helfte. Ja nee, Firman, die toeskouers sal altyd van beter weet. Hulle is eintlik die beter referees aan die buitekant af, maar die skeieregter se beslissing is finaal. Soos ons al sê in die Suid-Afrikaanse, he's the soldiers of the game. En sy beslissing is finaal. En hy het gesê daar was 'n omkantspeel daar deur Monterey Club. Lyn staan daar vir Robertson Town so reg voor die hoofpaviljoen. Gaan hulle die bal ingooi en ook met Freddy Afrika wat gereed maak om op die veld op te gaan. Die Gorilla sê hulle sal vir hom sê dan Robertson gaan ook sy beskyning maak. Bal is aan die hande van Willems, speel hom aan as die voorspelers toe vorentoe. Kurtley Thomas se leefskamskakel hy het op vorentoe met die bal, maar ongeluk amper verloor hy om in daardie proses. Die bal is beskikbaar daar, maar die skeier sê nee. Bal is gespeel op die grond. En Enrico Julius wat daar tikskoppie vat, gee maar vir Klief maar gas vorentoe. Maar die skeier sê nee man, dan kom ons terug na die merkie toe en ons speel hom reg van die merkie af. Ja, Montetjie Klub wat vinnig wou speel daar. Maar die skeieregter bring hulle terug. En dit is op die 10 tree stippellyn met lyk vir my na Nel wat die bal gaan uitskop hier in die diskant van die veld, skop Nel hom uit. Net so by so 'n paar meter van die 10 tree stippellyn af, binnekant die gebied van Robertson is dit Montetjie op die aanval. Lyk vir my na Lekay wat die bal weer kan ingooi vir Montetjie Klub. Robertson Town 16 punte, Montetjie Klub nog 8 punte. Met Montetjie nou op die aanval is dit Lekay wat hom ingooi hier in die oorkant van die veld. Op wie gooi jy hom hierdie keer? Julius wat daar skree. Maar hy gooi hom daar aan die agterkant en Swanepoel wat hom daar verloor. Met Neyvin Paragie, hy tel hom op. Dadelik grond toe. Isaiah Davids, Sparky, Monolito. Hy word daar plat getrek in die middel van die veld. En die skeieregter wat terugkom hier vir die aanslaan deur Swanepoel. En dit lyk vir my na Robertson Town wat tog die bal gaan ingooi in hierdie vaste skrim hier aan die diskant van die veld. Ja, foute wat net nie wil uitgeskakel word nie. Lynstaan werk van Monterey Club wat nie so lekker is nie. Veral by die lynstaan is die bal nie so lekker nie. Dit is van Tura waar op die veld op gaan.
Skrimskakel daar vir Montetjie Klub en dan het ons ook daar vir Freddy wat hom reg maak hier langs die kanlyn om sy verskyning op hierdie veld te maak. Maar van toe dat die nommer 21 skrimskakel daar vir Montetjie Klub, jong man, baie talent. Ook die seun daar van die ontslape Junius Bekeer, 'n man wat baie rugby gespeel het vir Montetjie Villiers en sy seun wat hier in die blou kan speel. Maar ja, ons is terug hier by die lewendige spel. Dis David is Robertson Town met 'n sterk skram vorentoe. Die nommer 8 wat die bal agter sy voet hou, skei te speel voordeur daar van Robertson Town en dit is 'n strafskop met Robertson Town strafskop. Montetjie Klub wat weggebreek het van haar skram af. Ja, Robertson wat beslis hier gaan wil kantlyn opsoek om net daar die gebiedsvoordeel te kry en net so nader te kom daar in die gebied van Montetjie. En dit is waar hulle die wedstryd sal wil speel en so gou as moontlik uit hulle gebied uit wil wegkom met Abdullah Ouf Gali wat die bal kan ingooi hier aan die diskant van die veld. Met die voorspelers wat stadig nader kom en Reginald Afrika wat gereed is om op die veld te verskyn. En wat beslis 'n groot impak in hierdie wedstryd sal wil hê en sal maak met sy verskyning op die veld. Gali wat wag vir die bal om hom in te gooi daar met Robertson binnekant die gebied van Montetjie Klub. 16 punte vir Robertson, 8 vir Montetjie Klub. Alreeds in die tweede helfte van hierdie wedstryd. Skeieregter wat praat daar en sê gee mekaar bietjie spasie manne. Gee net so bietjie ruimte. Gali, hy gooi hom op Kurtley Tim. Tim wat hom gee vir Bekus. Ingedryf deur Robertson. Losgemaal wat nou vorentoe beweeg. Steeds Robertson vorentoe. Skeieregter speel voordeel. Isaiah, Colin Willemse. Hy speel hom daar, hy gooi hom 'n bietjie voer weg, maar Clive Hatzenberg wat hom daar verloor. En die skeieregter kom terug vir die strafskop. Hier in die diskant van die veld. Met Robertson steeds op die aanval binnekant die gebied van Montetjie Klub. Ja nee, dit is 'n losgemaal wat Montetjie Klub daar afgetrek het. Goeie rolmaal aangesit daar deur Robertson Town. Maar ongelukkig het Montetjie Klub daar die rolmaal beweging grond toe getrek en dis waarom die strafskop is. Met Colin Willemse wat die bal uitskop so 5 tree van die doellyn af. Hier reg naby ons by die kommentaar hokkie. Wat gaat Robertson Town maar gaat hulle weer die rolmaal aansit. Goeie rolmaal nou van Stapler gestuur, die vorige beweging. Linksaan wat gaat kom met Abdullah. Wat gaat ingooi? Gee hem na op Kurtley Tim, is Robertson Town vorentoe. En is 'n mooi pracht 3. Daar die nommer 8 van Robertson, Dylan Bekers. Wat 'n mooi 3. So fop aan geekie, daar die Kurtley Tim vir die nommer 8, Dylan Bekers. Wat soos 'n warm is, deur botter gesny het. Mooi 3 gaan druk in die hoekie. Soos ek altyd sê, in hoek is koek en koek is lekker. Ja, baie pragtige beweging daar deur Robertson Town wat natuurlik daar weer 5 punte kry en die doelskop wat nou wag om waargeneem te word deur Colin Willemse hier in die diskant van die veld. Stel hy hom. Colin Willemse, hy kom vorentoe, hy tref hom, die wind wat so bietjie, nee, hy skop hom mis. Maar die wind wat so 'n bietjie dwars oor die veld waai en Willemse wat hom dalk net vir hy regterpaal skop om hom in te bring, maar dan skop hy hom mis daar met die Corilla Reginald Afrika wat nou op die veld gaan. En vir wie gaan hy vervang? Lyk vir my na Monolito Koopman. Of wie kom af van die veld af? Nee, hy het vir Jordan Williams vervang, Monolito wat nog op die veld bly, die man wat daar van Tygerberg Rugbyklub afkom. Ook hierdie wêreld aan die brand speel in die Boland die afgelope paar wedstryde. En ook 'n man om dop te hou vir die toekoms, maar Reginald Afrika terug in die wit en blou trui. Na 'n lang besering, maar hy is terug. En die afskop wat waargeneem word deur Scholes. Onder hom is dit die man Reginald Afrika wat eerste kry. Robertson wat nou sing Mama sê toele. En dan word die bal daar so in die oorkant van die veld so doelloos weggegooi deur Dylan Bekers. En 'n lyn staan wat gevorm gaan word aan die oorkant van die veld. Montetjie Klub wat vinnig probeer speel, maar die skeieregter bring hulle weer terug. En lyk vir my na Grimmy Lindsay X teen Grimpot wat ook gereed is om op die veld te verskyn.
Die man met die hoope ervaring. En as jy nou vir Grimmy vra wat dink hy van hierdie wedstryd, sal hy vir my sê, ag man, dis maklik. Dis maklik. Hy vervang dan daar vir Kliefmal, vir Clive, Hatzenberg. En Grimmy wat daar dan, lyk vir my na die ligterposisie toe gaan skuif. Die bal wat ingegooi word deur Gallie, maar dan word hy afgeneem daar. En dit is Montetjie Klip nou op die aanval. Ingedryf. Van Tura. Hy speel hom daar aan die buitekant na Julies. En die skeieregter blaas op sy fluitjie daar. Strafskop aan Montetjie. Of laat ons gewoon net seker maak, is dit vir die besering wat hy blaas. Maar hy stop spel. Montetjie wat daar 'n geldige geleentheid gehad het. Of 'n guldige geleentheid gehad het om vorentoe te beweeg. En dan spel wat gestop word in die oorkant van die veld. Ja, nee, Montetjie Klub gaan definitief sal gebruik maak van hierdie geleentheid wat hulle die bal in hand het om vir Robertson se troef so 'n paar tree van die doellyn af. Robertson Town sal moet keer vir al wat dit werd is. Dis 'n groot deel John, die kaptein van Montetjie Klub wat daar sit met 'n besering. Ek dink die Montetjie Klub kan nog bekostig om hom te verloor in hierdie wedstryd nie, want dit is 'n man wat nog in die skrim vir hulle lekker anker, lekker vaskop en goed vorentoe speel, sterk agter met 'n bal in die hand. Maar ja, soos ek sê, die pynpolisie, die noodhulp is daar om by te staan. En as toe John wat so bietjie lyk my vir bietjie baie pyn het vir Freeman, maar kom ons kyk wat gaan gebeur. Van Tura die skrim skakel met die bal in die hand daar. Is dit 'n strafskop of is dit 'n vaste skrim? Maar vir my lyk dit meer na 'n vaste skrim met Montetjie Klub om hierdie bal in te gooi. Die referee het die wedstryd gestop, play safety vir die veiligheid van die speler het die wedstryd gestop. En daar is waarom ons nou daar 'n vaste skrim gehad het met Montetjie Klub wat hierdie bal in hierdie vaste skrim kan ingooi. Ja, baie lekker atmosfeer nou hier in Montetjie op King Edward Stadion. Die skare wat nou lekker saam sing. Montetjie se skare wat daar aan die bokant sing met Robertson aan die een kant wat ook daar sing. En dit is lekker om nou op hierdie veld te wees. Die atmosfeer wat lekker is. En soos ek gesê het, die tafel is gedek vir lekker rugby. Dan Bomba Bokweni wat ook lyk my nou sy verskyning op die veld gaan maak. Andre Ontong, die vleuel wat wag hier in die oorkant van die veld, die by ons in die diskant, wag hy vir die bal. Met Kliefmal Gas en Skols wat die wêreld aan die brand gespeel het vandag hier vir Montetjie Klub. Ja nee, hierdie Kliefmal Gas is 'n man enige tyd magic feet. 'n Man hy en Charlton Scholes is manne wat magic onder hulle voete het. Kom ons kyk. Vaste skrim op die bal word nie mooi gegee daar nie, maar ongelukkig is daar aanslaan. Daar deur Montetjie Klub se Marco Moses wat nie daar die bal kan bemeester nie. En dit is nou so ongelukkig daar vir Montetjie Klub. Maar ek beloof veel vir hom en dit sou nou baie goeie agterlewing gewees het. Hierdie agterlynspelers van Montetjie Klub met die bal vorentoe. Robertson wat nou sing, we care for the white and the blue. Met al reeds heel wat speeltyd verstreke hier in die eerste helfte. Met Isaiah Davids van Robertson wat die bal kan ingooi. Jy kan die atmosfeer hier op King Edwards met 'n mes sny. Isaiah Davids, hy rol hom in. Goed geskram deur Robertson, onmiddellike strafskop afgedwing. Die skeieregter blaas daar op sy fluitjie. Strafskop aan Robertson met een van die manne van Montetjie wat daar voor lê. En wat natuurlik aandag vanaf die mediese personeel gaan moet kry. Ja, die kan sien Firman die skrim het aan die een kant gesak in mekaar gegaan en dis waarom dat hy vaskop sit hol die koker wat daar lê in pyn skouer. So die skrim het aan sy kant gesak en hy kon hom nie beheer nie en dis waarom daar die noodhulp by hom is en die spel gestop is daar. So wat gaan ons maar gaan Montetjie Klub om vervang of gaan hy verder speel? Dis 'n kerel wat baie lief is vir rugby. Nee, waar hy gaan verder speel. Hy het so 'n bietjie water, soos ek sê, die ou watertjies. Hy jaag vir alles op hierdie rugbyveld.
Daar is hy man weer reg. Nou net in pyn gewees, net 'n bietjie water gegooi en hy's reg om verder te speel vir sy klub, Montigie klub. Hier ook King Edward. Ja, alreeds 50 minute speeltyd verstreke in hierdie wedstryd. Met nog hoop tyd oor. Robertson op hierdie stadium 21 punte en die tuisspan Montigie klub 8 punte. Robertson op die aanval nou binnekant die gebied van Montigie klub is dit Gully wat die bal kan ingooi. En dan gooi hom hier voorop. Davids gee hom vir Willemse. Willemse speel hom na Paragie. Paragie steeds op sy voete. Neven Paragie, Navy P. Skeieregter wat wys, julle moet los manne. Dan is dit Davids al hom uit. Hy speel hom vir die Gorilla Ferdinand Afrika. Afrika wat daar ingedra word met die bal steeds beskikbaar. Isaiah Davids, Willemse. Bekas. Meneer Roy Skrampet, hy beweeg vorentoe. Steeds Robertson, Isaiah Davids. Hy hou hom onder die voorspelers. Willemse. Willemse. Goeie verdediging deur Montigie klub. Binnekant die gebied, Kadli Tim. Hulle vorder vorentoe. Isaiah Davids. Speel hom na Monolito. Steeds beskikbaar vir Robertson. Die agterspelers vra hom. Dit is Satera wat die bal daar uitgooi. Net na Leighton Davids. Leighton Davids. Hy druk hom in die hoek, maar die skeieregter praat met die assistent skeieregter daar. Davids voel hy het hom. En die skeieregter sê hy het hom aan die oorkant van die veld. Wat 'n loopie deur Leighton Davids. Hierdie man ryg sy 3 elke naweek in. Een van die voorste 3 drukkers hierdie jaar in die groot uitdag in die Langebergstreek kompetisie. Ja, nee, moet 'n man soos Leighton Davids wat weet van Avron, ken van Avron en hy het vir Grimpot langsom gehad wat daar die bal vir hom deflecteer het na hom toe daar teen die kantlyn. En 'n man soos Leighton Davids ken net een pad. Dis hoekie toe. Dis drie toe. Met die skop om te kom daar deur Colin Willemse. Dit is heiliglik Robertson Town wat al die antwoorde gee hier op King Edward Montigie klub vir die vraag. Waar lê die fout? Wat maak jy met daardie skop? 10 reg op paal. Skop wat nie daar is nie. En die telling hier op King Edward is nou 26 in die guns van Robertson en 8 in die guns van Montigie klub. De Charlton Scholes wat nou weer spel gaat begin hier op die middellyn. Robertson Town se skare wat nou sing, ons het vergeet om vir julle te sê, ons is van die Roby. En dan is dit Scholes wat hom inskop in die oorkant van die veld. Onder hom is dit Neven Paragie, skitterend in die lug uitgepluk, steeds Paragie. Isaiah Davids dadelik by hom uithaal. Skare wat daar praat, maar hy gee hom vir Ferdinand. En dan word hy aangeslaan deur Monolito Koopman. Maar die skeieregter sê eers aangeslaan deur Montigie klub. En dan is dit 'n vaste skram wat gevorm gaan word. En Robertson wat die bal kan ingooi in die vaste skram. Ja nee, die kaptein Brendan Beter die man het nou vrae gevra daar vir die referee, maar 'n eerlike speler moet Island wat daar gewys het, nee, dit is ek die nommer 7 flank wat gewys het. Ek het eers die bal afgeklap, so dit is reg wat die referee daar sê, dit is 'n vaste skram vir Robertson Town om in te gooi, maar nou kom raak kalm, raak rustig. En ons kom ons gee die vaste skram daar vir Robertson Town. Maar daar's 'n Neven Paragie daar die ander kant wat so 'n bietjie hulp kry daar van die noodhulp af. Gaan hy die veld verlaat of gaan hy verder speel? Nee, wat? Filmens het gesê die water help vir alles op rugbyveld en na die water nou weer gehelp vir Paragie ook en hy gaan nie van die veld af kom nie. Vaste skram met Isaiah Davids wat die geleentheid het om hierdie bal in die vaste skram in te gooi vir Robertson Town. Wat gaan Robertson Town maak met hierdie een? Ja, Montigie natuurlik bekend vir hulle lekker water. Die warm waterbronne hier in Montigie skitterend en ek is seker die bergwater wat hier vloei doen enige wonders aan enige speler hier op King Edward Stadion. Isaiah Davids, hy gaan hom ingooi daar in die middel van die veld binnekant hulle eie gebied. Net so 'n paar meter weg van die 22 stippellyn binnekant die gebied van Robertson Town. Is dit Isaiah Davids wat hom gaan ingooi. Hy praat met sy skakelmaat Colin Willemse Spakie. Ethan Satera wat wag vir die bal en dan Mikain Fick.
wat daar met Paragie 'n ernstige gesprek het en sê mannetjie, as ek hom kry, moet jy weet wat gaan ek nou met hom doen. En dan is dit Andre Ontong hier in die oorkant van die veld, skitterende speler. Ag, 'n man met baie talent, baie ervaring hier in die kant van die Bloukamp. Gaan ons nog iets van Ontong vandag in hierdie laaste minute sien? Davids wat hom ingooi. Dylan Bekes wat hom uithaal. Dan beweeg hy daar na die regterkant van die veld. As steeds Robertson Town wat die bal het, binnekant hulle eie gebied in hulle rooi sone. Hulle sal hom seker net wil uitkry, maar Fresnel Afrika wat vra vir hom en dan vorentoe beweeg. Isaiah Davids. Colin Willemse. Dan speel hy hom vir Willemse. Willemse wat besluit, hy gaan met hom hardloop. En dan is daar so 'n bietjie moeilikheid met Nyman Paragie. Wat besluit, hy gaan hardloop met hom, maar die skeieregter blaas op sy fluitjie en praat met die assistent skeieregter. Daar was iets wat hy nie van gehou het nie en hy vra net bietjie raad. En dan roep hy een van Montetjie se manne daar nader. Hy roep die kaptein vir Swanepoel. En dan lyk dit vir my, die man krap in sy sak en dan gee 'n kaart daar. Lyk vir my na Skols wat 'n kaart kry. Ag, dis jammer, hierdie jong man het vandag regtig sy hand hoog opgesteek. Pragtige rugby gespeel, prentjie mooi rugby, as jy dit so wil noem. Ja nee, hierdie Skols gee altyd sy beste in die blou trui. Ongelukkig is jammer nou net vir daardie inhoufoutjie wat hy daar gemaak het. Wat 'n geel kaart is, ons almal weet wat dit beteken. Deliberate knockdown, nice, deliberate so. Ja nee, maar ek sou gegaan het maar net vir die strafskopie vir hom en as ek nou was die referee was. Maar nou ja, die referee besluit binne in die veld. Dis finaal, dis Willemse. Speel hom aan naar Daar steeds Robertson dan vorentoe. Davids wat daar is, weer Willemse. Fik. Speel hom maar vir Frezzy, gee hom maar vir Grimpot. Weer in die buitekant is dit. Dis veel Grimpot vorentoe met die bal. Dis Grimmy. Maar wat hy nie kan nie, wat die plat het, die bal het ons hier beskikbaar daar vir Robertson Town. Dis Davids wat die bal het. Steeds Robertson Town vorentoe. Bal is afgeneem daar deur Montetjie Klip. Dis Issy wat die bal daar skop. Waar skop hy hom uit? Wat 'n mooi skop, maar die skeieregter stop die spel. En hy gaan gou daar tot daar by die skeieregter om te konfedereer. Om by hom te luister, wat het nou daar gebeur? Wat het daar plaasgevind? So kom ons kyk. Firman, wat sê die ref? En sê jaar, wat het voor daai gebeur? Waar Montetjie Klip die bal by hulle afgeneem het. Ja, die skeieregter en die assistent skeieregter wat daar so 'n bietjie gesels aan die oorkant van die veld. Die skare wat natuurlik baie naby aan daardie beweging was. Montetjie Klip se toeskouers natuurlik baie nader om te sien wat regtig daar aan die gang was. En die skeieregter wat daar gesels met die assistent skeieregter met Willemse wat die bal in hand het. Lindsay Exton Grimmy, die Grimpot wat daar afgehardloop het. En ons het amper gedink dat hy hom sou kry, maar die skeieregter het geblaas op sy fluitjie en dan nadat die skop uit is daar aan die oorkant van die veld. Ja, en dit is ook Pieter Willemse wat sy beskyning maak daar op die veld met J.D. Williams, die plaasvervanger in die plek van John Kibudu. So ja, nee, die skeieregter, wat het die besluit? Wat gaan daar gebeur? Toeskouers van daar buite saamgesels. Toeskouers stem nie saam met die beslissing wat die referee daar gemaak het nie. Maar kom ons kyk wat gebeur daar. Ons is daar vir die lyn staan. Kyk na 'n lyn staan wat daar gaan plaasvind. Maar het hierdie. Ons weet nou nie wat daar gebeur het die Firman. Maar kom ons kyk wat gebeur. Wat sê die ref? Nee, dit is 'n lyn staan met Robertson Town wat hierdie bal in hierdie lyn staan kan ingooi. Ja, natuurlijk Robertson wat nog steeds voorloop met 26 punte teenoor die 8 punte van Montetjie Klip, die tuisspan. Ek dink Montetjie Klip wat natuurlijk sal wil wegkom uit hulle eie gebied uit en nie vir Robertson nog kans wil gee om punte aan te teken nie met alreeds baie tyd verstreke hier in die tweede helfte. Is dit Montetjie Klip wat natuurlijk sal wil op die telbord kom met 'n 3 of 2 om nader aan daardie telling van Robertson te kom en ook dalk nog hierdie wedstryd vandag te wen. Die skeieregters daar aan die ander kant wat tog die kaptein 'n kans gee om met hulle spelers te praat en te sê
Ons het 'n baie mooi wedstryd gehad, manne. Kom ons hou hom so. Ons laat nie die wedstryd glip nie, want ons is tog maar hier sodat rugby op die dag kan seëvier. Ja, want ek het saam met ons wedstrijd wat nog heel dag mooi was, kon rugby sonder enige probleme, sonder enige vuiste wat geklap het. Ja, 'n skelmvuisie wat geklap het, iewers op die veld. Maar ek kan vir sê, hier 'n referee ken sy storie en hy weet hoe om met sy kaptein te werk en met hulle te praat. Dit wat hy doen. Goed, lyn staan aangegooi, die hart hier in die hande van Kurtley Tim. Dis Robertson Town wat vorentoe dryf met hierdie bal. Robertson Town se voorspeler wat aansluit by hierdie losemaal. Daar steeds Robertson Town vorentoe. Dis Robertson Town. Dis Robertson. Hulle hart op Monterey Klip het nie antwoorde op hierdie balmaal nie. Dis steeds Robertson Town. Wat gaan hulle maak? Wat sê die ref? Daar's voordeel vir Robertson Town. Dis steeds Robertson Town vorentoe met die bal. Vir is Robertson Town. Wat gaan hulle maak? Gaan die bal uit aan die kant van Robertson Town? Die skeieregter is daar. En die bal is beskikbaar. Dis Isaiah Davids wat nou gaan kyk of hy die bal daar kan kry. En lyk na die bal is daar uit na die kantlyn toe. Skeieregter gaan weer daar na die assistent skeieregter toe en gaan vra vir hom wat het jy gesien met jou mater, en hulle toe gekonfedereer daar en hulle gesels daar en die assistent skeieregter verduidelik daar vir die referee wat hy gesien het. Maar die ref het ook iets gesien, maar hy wil by die assistent referee net luister. Wat het jy gesien wat ek nie gesien het nie? En dit lyk vir my op die skeieregter gaan terugkom na 'n tikkie toe waar hy die voordeel gespeel het. Die strafskop voordeel gespeel het vir Robertson Town. Ja, en as die strafskop firmen wat daar is vir Robertson Town met die kaptein, so my en Arendse wat die bal in die hand het. Wat gaan hy maak? Gaan hulle vaste skrim vat of gaan hulle daar vir die lyn staan? Ja, Robertson Town wat moet besluite neem op hierdie stadium. Met die wedstryd wat al reeds baie ver gevorder het, sal hulle natuurlik nog punte op die tellbord wil kry, omdat hulle met die 5 punte uit Montetjie uit wil ry. Maar Montetjie wat nou keer, veral wat hulle werd is, keer hulle gooi wal, en hulle wil seker maak dat hulle nie vir Robertson nog punte gee in hierdie wedstryd nie, sodat hulle nader kan kom om hierdie wedstryd dalk nog te kan wen uit in hierdie tweede helfte. Isaiah Davids wat met die bal in hand staan in die oorkant van die veld. Lyk vir my na so amper 10 meter van die doellyn af. As dit Davids wat hom gaan ingooi in die oorkant van die veld, 5 meter van die oorkant se kantlyn. Skeieregter wat nou daar vir hulle sê, kom ons vorm die skrim weer, manne. Robertson se agterlyn wat natuurlik hierdie een sal wil hê, maar dit lyk vir my asof die voorspelers voel hulle kan hierdie een voorlangs wen. Want op hierdie stadium is dit Robertson se voorspelers wat gewys het met die vorige rolmaal dat hulle rolmaal en hulle vaste fasette baie goed werk vir hulle op hierdie stadium. Skrim wat daar aan die oorkant van die veld gevorm word. Davids, Isaiah wat die bal ingooi, Gully wat hom maak, vorentoe gestoot deur Robertson Town, steeds Robertson. En dan slaan hulle hom aan daar. Hanteringsfout deur Robertson Town op die doellyn van Montetjie Klip op die aanval. Slaan hulle die bal aan, hanteerfout daar en Montetjie Klip kan die bal ingooi. Ja, ongelooflike goeie skrim geweest daar deur Robertson Town, maar ongelukkig kon hulle nie daar een goed afrond. Ek dink die nommer 8 was te hastig om die bal daar op te tel agter. Hy moet nog so 2-3 tye vorentoe gegaan met daar een en gekyk het of hulle nog so 'n paar meters kan wen. Te hastig en dis waar men daar die klas tipe foute maak wat hy nou daar gemaak het en dis met 'n vaste skrim vir Monterey Klip om die bal in te sit. Maar ek dink ook wat Robertson Town nou gaan doen, hulle gaan so klein bietjie druk op hierdie skrim sit vir om dit moeilik te maak vir Monterey Klip om daardie bal te speel van hierdie skrim af. Wat gaan Robertson maak? Bal is in die hande daar van Tura, die skrimskakel van Monterey Klip. So 5-6 tree van die doellyn af. Ja, alreeds 61 minute se speeltyd al reeds verstreke in hierdie wedstryd met so plus minus 19 of 20 minute speeltyd nog oor. Dis Robertson Town. Dis Monterey Klip met die bal in die hand by hierdie vaste skrim van Tura.
Wat gaat Robertson maak? Wat gaat Monterrey Club maak? Gaat hulle sterkskouer vorentoe gee? Dis Robertson Town wat hulle pla, Robertson Town wat stoot. Die pas aan die kant van Robertson Town wat vorentoe beweeg. Robertson Town haal die bal af, die man die vaste skrim. Dis Robertson Town. Town soek antwoorde. Town wil gaan kyk vir die bonuspunt. Maar as Monterrey Club se verdediging wat hou daar op die doellyn. Gaan dit hou? Hoe lank gaan die verdediging van Monterrey Club hou? Dis steeds Robertson Town vorentoe. Dis Robertson wat antwoorde soek. Alles soek op 5 punte in hierdie wedstryd uit. En dan daarvan Robertson Town wat vorentoe gaan. Dis Robertson Town. En die ander daarvan Robertson Town, maar steeds Robertson Town vorentoe met die bal in die hand. Dit is afgeneem daardeur. Virgil parkeer Poeksie soos ons hom ken in die hande van Cullen. Intercept daardeur. Leighton Davis, maar die referee sê nee, kom ons aan terug. Iets het voor dit gebeur. Ons gaan nie Harry 3 gee nie. Hij was een nok geweest van Robertson Town. En het is een vaste scrum voor Robertson Town. Wat die afstand voor Monterrey Club om die bal in te gooien. Maar voor mijn kant wil zeggen, Nijven, Leighton Davis zou een hat-trick gedrukt het vandaag hier op King Edward. Als daar een nou net niet wat voor haar die fout was. Wat vroeger begaan is door Robertson Town nie. Maar Leighton Davis, een 3-drukker van formaat. Een man wat weet hoe om af te rond. Ja, Leighton Davids wat beslis die doellyn goed ken en wat alreeds vir ons gewys het dat hy, hoekom hy die voorste 3-drukker hier in die streek op hierdie oomblik is, 'n man wat elke week vir Robertson Town sy hart uitspeel en dan ook die 3 in palm en inryg en dan ook 'n groot aandeel het aan die 5 punte wat Robertson elke naweek of wanneer hulle speel, dan palm hulle daar die 5 punte in. Laas naweek interessant het hulle gespeel teen Toupak, Boontouwsrivier. En hulle het 50-50 het hulle daar die wedstrijd gespeel. En dit was baie interessant om dit te sien. 50-50 het hulle gelyk opgespeel met Toupak. En hulle sal natuurlijk vandag wil wys hoekom ons die voormalige Boland kampioene was in hierdie streek. Ja nee, want ek moet vir jou sê, ek het daar die wedstrijd gevolg laas week en Robertson Town het definitief van 8 af gekom. Van 8 af. En hulle het dat 50-50 gemaakt. So die televisieprogram 50-50, waar ons net moet dieren werk. Dis Cleveland gas wat die bal daar so lekker hangskop gee. Dis Grimmy onder die bal. Dis Grimpot. Wat gaat Grimmy maken? Hij gaat vorentoe. Stam so 2 mannen af, hy word plat getrek, daar deur Andre Ontong, die bal is beskikbaar daar van Robertson Town. Colin Willemse op die skroonskakel, Boesie Kurtley Tim, speel hom aan aan Nijven Padiagi, wat hier insny. Dis Nijven Padiagi, dis Nijven Padiagi, dis Nijven Padiagi. Wat gaan hy maak? En hy skoor hom. Trek net sy arm uitgesteek. En hy druk hom. Los die verdediging van Monterrey Club. Almal vat aan hom. En hy gaan skoor hom. Mooi 3. Pragtig. Dit is nou volgehouwe druk wat Robertson Town uitgevoer het. Nog heel tyd in hierdie laaste 10-15 minute. En hulle rond hom af. Met 'n mooi 3. Daardeur. Nijven Padiagi. Ja. Soos die Kosa kommentaar sal sê, Kukwesile, uitstekend, prachtig gedoen seun, Nijven Padiagi, die seun daar van Robertson, vroeger vanjaar daar in Durban het draai gemaakt, maar terug in die Robertson Town trui, en hy het beslis gewys, hoekom hy een van die beste vleuels in die streek is, met Colin Willemse wat daarin oorskop, en hy lyk vir my na Daniel Padiagi Coachie, wat nou op die veld gaan verskyn, met Nijven Padiagi wat 'n skitterende 3 daar druk, en Colin Willemse wat hom verdoel, en die telling wat dan aanskuif hier, op King Edward's Stadium. Nijven Padiagi wat lyk my nou vervang word, hy kom van die veld af, Daniel Padiagi, die ander Padiagi seun wat nou op die veld is, en hy vervang vir Nijven na 'n skitterende 3. Die skeieregter wat blaas op sy fluitjie. Skeieregter wat blaas op sy fluitjie, en dan gee hy 'n vaste skrum vir Robertson op die halflyn. En lyk vir my na die plaasvervanger skrimskakel, JB Philander, bom wat die bal kan ingooi op die middelkolletjie met Robertson wat weer 'n kans het om aan te val van die middellyn af. Ja nee, hier Robertson Town bring nou al hulle skietgoed van buite af op om op die veld te kom. Daar gaan die jong Cyril stryd om die seun van
die senior strijder op die veld. Harryman gaan vervang daar van Sadoel de Koker. Wat 'n bar sou gespeel het. 'n Man wat ook sy skouers hier gemaak het, maar geweier het om van die veld af te kom. Maar uiteindelik word hy gesap daar deur Cyril Strydom, die seun van die legendariese groot hakker van Montetjie Klub, Cyril Strydom, op die veld met JB Philander, die plaatsvervanger skimskakel van Robertson Town wat hierdie bal kan ingooi. Colin Willemse beduie vir hom daar. O maat, ek wil die bal hier, gee hom vir my hier. En dis JD, dis Robertson Town wat vorentoe gaan. Dis steeds Robertson Town sterks vorentoe skrim wat hulle gee. Skeider speel voordeel daar. Dit is Baby wat die bal hier daar gee hom daar vir Fik, gee hom maar vir Willemse. Willemse gee hom daar vir soos Filman gesê het vir Padiagi. Bal is weer in die hande daarvan Goraf. Dit is Kurtley Tim vorentoe, dis Robertson Town wat wil kyk of hulle nog 'n 5 punte kan aanteken. Bal word daar gedeflekteer aan die agterlyn toe met Colin Plykens van Montetjie Klub wat die bal het. Wat gejaag word deur Nywen. Deur Leighton David wat hom plat trek so 15 tree van die doel en dat is Cleveland gas met die bal. Dis weer terug in die hande van Leighton Davids. Dis rugby op sy beste uit op King Edward. Dit is Grimpot wat die bal in die hande het. Dis Grimmy. Wat 'n klein gaatjie so, dis Grimmy. Dis steeds Grimmy wat hardloop. Hy word daar ondersteun daar deur Kurtley Tim. Alla wêreld. Goeie hardloop rugby hier op King Edward. Dis fucking Fik wat vorentoe gaan. Speel hom aan die kaptein so, my net Arlense. Leighton Davids, steeds Davids. En dan druk Davids om nie, gee hom op Bokweli. Bokweli wat vorentoe gaan, skeieregter wat sake dophou. Bom wat die bal uithaal. Hy speel vir Monolito. Monolito nou so kort van die doel en dan die skeieregter sê aangeslaan. Maar wat 'n spel wat ons hier op King Edward sien. Pragtig. Geonderskep daar deur die seun van Montetjie Klub. Agterna gesit deur Leighton Davids. Die spoedvaart. Hy trek hom plat. Kort van die doellyn. Tel die bal op. JB Philander kry hom. En dan eindig hulle op in die gebied van Montetjie Klub. Waar Leighton Davids hom weer kry. Maar hy word plat getrek deur een van Montetjie se spelers. En dan slaan een van Robertson Town die bal aan. Wat 'n lekker fase van rugby. Grimmy Eckstein. Kyk hoe ruk hy hom los daar. In sy eie gebied. Kom deur die gaping. En dan word die bal net wyd gespeel. Die kaptein Jomaine Arendse ook daar gewees in daardie beweging. Ja, wat 'n goeie beweging gewees van beide kante af. Maar ek sal sê Colin Plykens wat die bal daar intercept daarna op hardloop. Ek dink Filman hy moet nou net so 'n steekskoppie vorentoe gegee het, dan sou hy Brantie waar weer haar die bal kry om die 3 te gaan druk. Maar ja, ek gedink Leighton sal hom miskien dalk nou kan inhardloop nie, want Leighton was van ver van hom af gewees, van Leighton was op pad om die bal te kry. Maar met 'n spoed van Leighton Davids, jy kan nie Harryman se spoed onderskat nie. En jy kan sien Leighton hardloop hom in en trek hom plat so 6-7 tree van die doellyn af. Ja nee, Leighton Davids wat daar gehardloop het soos 'n skoolkind wat sy broodblik by die huis vergeet het. En die skoolklok wat nou gaan lui. Baie pragtig. Daar agterna gesteek en nou sit lyk vir my na Robertson met weer met 'n stewige skrim aangeslaan deur Montetjie Klub. En dan Robertson wat die bal weer kan ingooi met so 'n paar meter van die doellyn van Montetjie Klub. Is dit Robertson wat lyk my nou totaal in al die wedstryd wil oorheers. Ja, en dit is steeds Robertson wat nog plaatsvervangers op die veld stuur. Met Clinton Fisher, wat ook gereed maak om op die veld te kom. Met die nummer 18 tree, jammer, kykers, die name en die nommers is so 'n bietjie deur mekaar hier by ons. So, ons vra om verskoning van ons kant af vir die naam wat ons vandag miskien 'n bietjie verkeerd lees, maar ons maak dit so tyd en tyd maak ons dit reg. Maar gelukkig het ek 'n man wat van Robertson is Filman, Swanepoel hier langs my, en hy ken elke speler by naam, by van, by bynaam, by jy agterkleinnaam ken jy hulle. So ek is 'n cover as ek met so klein foutjie maak by die naam lees daar. Ja nee, kykers, ons is natuurlik geseënd vandag hier op Montetjie met baie goeie rugby wat ons vandag hier kan kyk. En ek moet vir u sê dat die toeskouers wat natuurlik hulle spanne goed dra hier op Montetjie met JB Philander wat die bal ingooi daar, Robertson steeds hulle hou hom agter die voete. Lyk vir my na Fred Afrika wat hom hou. En dan tel hy hom op en dan dink hy net oor
Frederick Afrika, welkom terug. Welkom terug. Na lang besering, druk hy sy 3. Frederick Afrika, soos hulle hom noem hier in Robertson, die gorilla. Ja nee, die ervaring Furman, daai is uit en uit ervaring van Frederick Afrika in die nommer 8 posisie. Hou die bal aan sy voete, beweeg vorentoe, stap vir stap vorentoe en hy pick hom up en hy score hom. Wat 'n mooi drie daar hier. Frederick Afrika, die gorilla van Robertson Town. Telling wat dan aanskuif daar. Na 38 punte met die doelskop wat wag om te kom. Colin Willems hy tref hom, dan skop hy hom. Wat sê die assistentskunsregters? Hy's deur die pale. Colin Willems se spakie wat die 3 daar verdoel en die telling wat dan aanskuif. Na 40 punte vir Robertson teenoor die 8 punte van Montetjie Klip hier op King Edward Stadion in Montetjie. As dit die besoekers Robertson Town wat voorloop met bykans sê 10 minute se speeltyd nog oor. Afgeskop deur Cleve Malgas onder hom, vang Monolito Koopman hom mis en dan is dit 'n dubbele aanslaan. En dan lyk by die skeieregter gee die vaste skram vir Montetjie Klip omdat Robertson se Monolito Koopman hom eerste aangeslaan het. Ja nee, dit is mens kan nie harde tipe foute maak by die afskop nie. Dit is wat 'n man in oefen met spelers. Maar nou ja, hy ook so pas net met daar van die bankie afgekom en hy kon maak sy verskyning daar. Dit is ook nou vir Snyders. Hier vir Montetjie Klip op die veld, die vervang daar vir Brandon Bekers. Die kaptein van Montetjie Klip. So ja, dis al die jong manne wat Montetjie Klip nou so 'n bietjie speelkans gee in hierdie laaste paar minute met Ventura wat die bal kan ingooi in hierdie vaste skrim. Ja, maar die toeskouers so 'n bietjie lekker saam sing en lekker saam gesels aan die buitekant. Is dit al die pad net een kant toe wat hierdie wedstryd swaai en is dit die kant daar van Robertson Town wat hier vir Montetjie Klip bloedneus kom slaan hier op King Edward. Ons noem dit 'n revenge vir die een wat Robertson Town verloor het teen Montetjie Klip in Robertson. Teen Montetjie Klip daar in Robertson. Goeie skram die Robertson Town was steeds die bal wat agter tog uitgekom het, maar die skeieregter sê daar was 'n hanteerfout van Montetjie se kant af. En dan is dit weer die skram wat behoort aan Robertson Town met JB Philander wat die bal kan ingooi. Alex Seconds van Robertson wat nou ook op die veld gaan verskyn. Hy gaan dit nommer 2 trui dra. En hier op ons lys is hy 17, maar hy het besluit hy gaan 2 dra. Dit is wat ons vir die kykers net wil verduidelik as 'n speler 'n ander nommer trui aantrek as wat op ons lys is, dan beteken dit ons gaan die naam noem wat ons op ons lys het. So ons vra verskoning as ons soms name verkeerd noem, maar dis die trui wat die speler op die dag aantrek en nie op ons lys is nie. Dalk net die trui wat vir hom pas. Want ons moet ook dink dat daar's truie wat soms nie vir die ouens pas nie, die nommer, en dan trek hy sommer 'n ander trui aan en dan spreek ons die name verkeerd uit. Ja, maar gelukkig ken ons daar met twee spanne se spelers van en ons kan dit regmaak deur net te sê dit is nou 'n ander trui wat hy inspel, maar dit is daardie man. Ja, met 'n vaste skrim daar vir Philander om hierdie bal in te gooi daar vir Robertson Town. Agterlyn van Robertson Town wat so 'n bietjie vlak lê. En ons gaan kyk wat hulle gaan maak. Die bal is daar agter by Freddy. Freddy, dis die skamskaak wat die bal speel na Colin Willems, hy speel maar in die hande van Padiagi. Padiagi speel hom daar vir Rampot. 2-3 man om besig om plat te trek. Bal is beskikbaar steeds daar. Willems wat hulle skamskakel hou. En ongelukkig pla een van die manne daar van Montetjie Klip daar vir Willemse en die skeier sê nee, ons gaan hier strafskop het vir Robertson Town vir van die kant speel daar deur Robertson deur Montetjie Klip en Willemse wat die kalling gaan opsoek hier so naby ons by die kommentaar hokkie en ek gee oor daar vir Furman om ons hierheen te vat. Ja, Robertson wat spel verplaas tot binne in die gebied van Montetjie Klip. As dit Robertson se Clinton Fisher wat die bal gaan ingooi, die plaasvervanger, hy het vir Gallie vervang. En lyk vir my na Robertson wat nou heelwat plaasvervangers op die veld het. Melvin Geduld ook op die veld. En Kurtley Timmins en Arendse se ervaring saam met Frederick Afrika wat baie tel daarvoor in die voorry. Kurtley Tim, hoog gerank, agtergegee vir Frederick Afrika. Fisher wat hom nou agter hanteer. Steeds Robertson se rolmaal, maar die skeieregter sê nee.
Die skeieregter blaas op sy vletjie en dan gee hy daar 'n vaste skrum in die vir Montetjie Klip. En Montetjie se voorspelers wat daar 'n bietjie vra oor daardie besluit, maar tog die skrum wat behoort aan Montetjie met Ventura wat die bal kan ingooi binnekant die gebied van Montetjie Klip. Ja, dit is 'n baie goeie taktiek daar van Montetjie Klip gewees om nie die lynstaan te gaan join, daar die mol te gaan join nie. En besluit hulle gaan eerder wegbeweeg van dit af en daarom was dit daar die vaste skrum vir track en trailer wat hulle daar speel. Maar kom ons kyk, we gaan Montetjie Klip maak met hierdie vaste skrum. Enrico Julius wat nou in die 8-man posisie speel daar vir Montetjie Klip. Ventura wat die bal gaan insit. Sterk skrum daar deur Robertson Town. Met Julius vorentoe, hy word daar plat getrek deur Willemse. Dis steeds Montetjie Klip met die bal, dis Cliff Malgas met die bal in die hande, die skop hom hier af. Van Ken Fiek wat die staan en hy besluit nee, hy gaan hom nie vang nie, hy gaan hom los. En die rek uitgeskop daar deur Cliff Malgas. Ongedwonge fout wat Montetjie Klip nou maak hier in die laaste paar minute. Daar so plus minus 5 minute speeltyd oor. Hoor wat ek sê, plus minus. Ek sê nie daar is nie, dis plus minus. So moet my nie verkeerd verstaan nie. Plus minus 5 minute speeltyd wat daar oor is in hierdie wedstryd. Ja, ons werk maar met die skeieregter se tyd. Baie keer is die tyd op ons skerm nie die tyd wat werklik oor is nie. Visa wat hom ingooi daar, maar pragtige vat daar deur Montetjie Klip afgeneem in die lyn staan. Lyk vir my tog die bal wat tog by Robertson uitkom. JB Philander gee vir Willemse. Willemse na Satera. Weer Willemse wat omkom. Hy gee op aan Gena Fiek wat hom daar misvang. Maar lyk vir my na Leighton Sekani Davids wat hom probeer oppik, maar 'n aanslaan daar van Robertson se kant af. En Montetjie Klip wat tog die bal kan ingooi binnekant hulle gebied. Gaan Ventura die bal ingooi vir Montetjie Klip daar aan die oorkant van die veld. Ja nee, wat 'n goeie beweging. Maar ongelukkig die ongedwonge foute wat al beide klubs maak, hanteringsfoute, aanslaane en goed. Dit is goed dit afwagter in die oefen nie firmen, maar dit is deel van die spel. Vaste skrum daar vir Ventura om hierdie bal in te gooi vir Montetjie Klip. Kom ons kyk wat gaan Ventura maak met hierdie een. Wat gaan Cliff Malgas maak in 'n loskakelboesie wat hy staan? Gaan die aanval of gaan Cliff Malgas hierdie bal hierdie veld afskop in aanval? Kom ons kyk. Ventura. Sterk skrum daar die Robertson Town. Bal in die hande daar van Padiagi. Wat gaan hy maak? Hy gee maar vir Leighton. Leighton gee so 1, 2, 3 steps. Klop so 2 man. Speel hom wyd daar na Grimmy toe. Daar steeds Grimmy aan die kanlyn af. Dis Grimmy. Wie gaat hom keer daar af die kanlyn? En hy sit hom hoek neer in die hoekie. In die hoek is koek is lekker. Wat 'n mooi 3 daar deur Grimmy daar in die hoek. Robertson Town wat natuurlik daar afrond. Grimmy extend die Grimpot. Wat wys daar sy ervaring, sy spoed, sy klas. En Robertson wat nog punte op die telbord sit en wat natuurlik nou die doodskus se spyker al dieper inslaan hier in Montetjie. Robertson Town wat gekom het met hulle 1.2 miljoen plus skare hier na Montetjie. En wat natuurlik, soos wat my mede-kommentator gesê het, wat dinge wil regstel van die eerste ronde, toe Montetjie Klip Robertson sterk tussen die bene huis toe gestuur het van Seilstraat sportgronde af. En dan Colin Willemse, hy tref hom, hy skop hom tussen die pale deur. En die skeieregter blaas op sy fluitjie. En dis die einde van die wedstryd. Robertson Town wat hierdie een wen. 47-8. Robertson Town wat hier in Montetjie vir Montetjie op hulle tuisveld kom les op sê met skitterende spel vanaf voorspelers en agterspelers. Dylan Beek is die 8ste man wat sy hard uit gespeel het. En nog 'n man wat sy hand baie hoog opgesteek het daarvan. Van Robertson se kant daar was ook daardie man Reginald wat opgekom het as plaasvervanger, vorentoe gebeer, vorentoe gedra, maar op skitterende spel voor en agterspelers van Robertson Town en ook van Montetjie goed verdedig, maar druk was net te veel.
Ja, nee, en ons wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir die Boland amptenare, die skeieregters, baie dankie te sê dat hulle uitgekom het vir goeie diens wat hulle kom lewer het hier. Ons manne hier van die Oeverberg, die referees, en dan net die enetjies hier van Aston en die Langeberg. Maar baie dankie meneere dat julle sulke pikdiens kom lewer het vandag hier op King Edward. En ek dink almal is tevrede. Ongelukkig het die bal nou nie reg gespal in die kant van Monterey Club nie. Maar ek wil vir hulle sê baie dankie en veilig ry op die pad huis toe. Van ons hier by Blou Seep, baie dankie dat julle ingeskakel was by ons hier vandag op King Edward Sportgronde.